Goeiemôre, liewe gemeente. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen. Liewe broer, liewe suster, hou jy van wag? Ek dink daar's baie van ons wat glad nie van wag hou nie. Veral wanneer ons moet wag in die ry by die winkel, wanneer ons wag op 'n antwoord vir ons werksaansoeke, of wanneer ons wag dat iets in ons lewe moet gebeur. Die tyd tussen Pinkster en Hemelvaart is 'n wagtydperk vir Jesus se disippels, want Jesus het sy Heilige Gees aan hulle beloof en nou wag hulle dat die Heilige Gees op hulle uitgestort moet word. Vandag se skriflesing handel ook oor 'n wagtydperk. Jeremia skryf in hoofstuk 31 vers 31 tot 34 die volgende: Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, gebreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Net tot sover. Die volk van Israel is in ballingskap in Babylonië. Hulle tempel in Jerusalem is vernietig en hulle het so moedeloos gevoel en gewonder of God uiteindelik moed op hulle gegee het. En dis juis in daardie moeilike tyd wat Jesus 'n boodskap van hoop bring deur die vorm van sy profeet Jeremia. Want Jeremia sê, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Basies wat God hier deur Jeremia wil sê is dat sy volk nie moed moet opgee nie, want hy, God, is nog steeds by hulle en hy gaan iets nuuts vir hulle doen. Die eerste verbond wat Jesus destyds op Berg Sinaï met sy volk gesluit het, is verbreek. Omdat die mense van God af weggedraai het. Maar God gee nog steeds nie moed op nie. En dit is die wonderlike ding van die evangelie vandag, is dat wanneer ons moed opgee, God nie moed opgee nie. En vir ons as Christene sien ons vandag hierdie nuwe verbond wat God gesluit het in die vorm van Jesus Christus. Meer as 600 jaar later word Jeremia se woorde waar in die vorm van Jesus op aarde. God kom nie meer op kliptafels wat op 'n berg geskryf is nie. God kom in vlees en bloed om naby aan ons te wees. Op die aand van Jesus se kruisiging sit Jesus aan tafel saam met sy disippels en stel die eerste amptelike nagmaal in. Jesus vat die beker en hy sê vir sy disippels, hierdie is die beker van die nuwe verbond. Dit is my bloed wat vir jou gestort is. Neem dit, drink dit, almal van julle, vir die vergifnis van sondes. Met ander woorde, wat Jesus hierdeur wil sê is, ek gee myself vir elkeen van julle. En ek herstel hierdie gebroke verhouding tussen God en mens. Want so aan die kruis dra Jesus ons sondes, ons mislukkings, ons seer en al ons foute. En uiteindelik 3 dae later op Opstandingssondag wys Jesus vir ons dat hierdie nuwe verbond toe, vandag en tot in ewigheid geldig sal wees. Dit beteken dat God nie net 'n ver af verhouding met Israel wil hê nie.
God wil 'n verhouding, 'n intieme een met ons ook vandag hierso hê. 'n Verbond in hierdie geval beteken 'n onlosmaaklike intieme verhouding. En hierdie is die tipe verhouding wat God met sy volk Israel wou hê en wat hy vandag met ons wil hê. Want God sê vir ons, jy behoort aan my. Ek gaan jou nooit los nie. En deur die doop roep Jesus elkeen van ons op ons naam en sê vir ons, jy, geliefde kind, is myne. Maar hoe lyk 'n mens dan wat nou in hierdie nuwe verbond leef? Jeremia gee vir ons 'n duidelike antwoord. Hy sê, ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Die hart van iemand wat nou in hierdie nuwe verbond leef, is iemand wat 'n hart van vergifnis het. God is 'n God wat keer op keer vergewe. Selfs wanneer ons afdwaal, selfs wanneer ons foute maak, verkeerde keuses maak, selfs wanneer ons voel ons het miskien te ver van God afgedwaal. Mag so sê God, nes met die doop vir ons, jy bly steeds my geliefde kind. En dit, broer en suster, is genade. En dalk is daar iemand wat dit vandag moet hoor, dat daar nooit 'n tyd is waarvoor daar nie 'n nuwe begin kan begin nie. Dit is nooit te laat om 'n nuwe begin te begin nie. Geen sonde is te groot nie. Geen mislukking is te groot nie. Geen gebroke verhouding vir God is hulpeloos en onherstelbaar nie. Want Jesus maak keer op keer 'n nuwe begin moontlik. En die Heilige Gees help ons dan in hierdie Pinkstertyd om vergifnis te ontvang en so hierdie vergifnis uit te leef in ons daaglikse lewe. Want wanneer God ons harte verander, leef ons sommer anders. Is ons menswees sommer anders. Want Jeremia sê in vers 33, ek sal my woord op hulle harte skryf. Jesus, God, wat sy wet en sy wil op ons harte skryf en in ons gedagtes vaslê. God wil nie net hê ons moet teoreties sy wil ken nie. God wil hê ons moet dit deel van ons maak, om dit van binne af buite toe uit te straal. God help ons om meer liefdevol te wees, meer geduldig te wees, meer bereid te wees om te vergewe, en meer bereid te wees om diegene wat dit dalk nie verdien nie, 'n tweede kans te gee. En soos ons Pinkster nader, is dit dalk 'n goeie tyd om weer vir 'n uur of so elke dag stil te word en vir die Here te vra, Heer, laat u Gees op ons neerdal. Om dalk ons eie foute te erken en vir iemand te sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, kan ons asseblief weer begin? Want dit is immers wat die nuwe verbond beteken. God gee hoop, God gee en skep nuwe verhoudings, en God gee nuwe lewe. Liewe gemeente, ons dien 'n God wat naby aan ons wil wees. 'n God wat sê, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Mag ons in hierdie tyd, hierdie wagtydperk voor Pinkster, ontdek God se liefde ons keer op keer weer nuut maak. En mag die Heilige Gees ons help om elke dag in hierdie nuwe verbond te leef. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê weer vir u opreg dankie, Heer. Dankie dat ons in hierdie wagtydperk verseker kan wees dat u op Pinkstersondag u Gees, soos wat u met u disippels gedoen het, op ons ook sal laat neerdal. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. En gaan uit met hierdie volgende woorde. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy skyn sy aangesig oor jou en mag hy jou genade bewys.
Die Here draai sy gesig na jou en mag hy jou in hierdie wagtydperk voor Pinkster sy vrede gee. Amen.